ons met 'n knieë moeg. Omdat van julle dan nie terugkom het. My broer Bernardus Rudolf Deesen, gebore op 24 September 1968, oorlede op 4 Junie 2025. Waar begin ek om die verhaal van my broer te vertel? Miskien met die dag, toe ek die eerste keer 2 dae na sy geboorte onder die koelte bome by die hospitaal in Zeerust. So 'n klein sagte baba seentjie wat dus teen ons moeder se bors gelê en geslaap het. Dit was my boetie. Hy was 7 jaar jonger as ek en ek was dadelik gemaak. Hy was daai klein hondjie wat ek altyd wou gehad het. Dalk moet ek vertel van die dag toe ek sy perkie was. Of hoe ek hom getrek het met my rooi sleepwaandjie. Dalk van die dag toe om by 16 maande oud die beker, 'n stuk brood, suiker en broodjies op parafin by my aangekom het. En gewys het hoe hy dit eet. Ek het nie geweet dit is parafin nie, ek het dit is water. Nou moes ons hospitaal toe gejaag word, maar hy het daar survive. Op 4 het hy 'n operasie gehad om sy borsbene in posisie te probeer skuif. Maar hy het altyd daai gat in sy bors gehad. Ek en Roei het in die eerste toe 12 jaar oud was, genoeg band te vorm. Ek het in die weermacht uitgekom, na my ontslag in die hospitaal, het ons begin gesels en kuier. Sy kennis van slange en goggas het my verstom. En ons kon vir ure daaroor gesels. Hy het baie ander kennisse ook gehad. Ek dink sy ander was waarskynlik meer geleerd as myne en Jackson. Die lewe het nie meer regverdig behandel nie. En 'n man wat verdien het om 'n gemaklike lewe sonder seer en lyding te leef, het deur die bitterste poele van swaar en soetseer kry gesukkel. Sy eerste huwelik was gedoem te misluk. Sy jongste seun is op 16 oorlede. En deur kanker van buikgewig. Geld wil maar nie sy kant toe kom. Maar op sy eie manier was Rudy gelukkig. Hy het vir my gesê, seun, my dogters word groot. Moet iets skryf vir hulle te versorg. Ongelukkig kon hy dit nie doen nie. Sy lewe het skielik ten einde gekom. Hy was iemand wat met droom sou bereik nie. Niemand wat 'n monument sou kry of 'n straatnaam vernoem word nie. Hy was 'n arme man, 'n sukkelaar as gevolg van soveel dinge in die lewe wat jy hom vertel het. Hy was nie, hy het nie veel van die lewe gehad nie, maar hy was my broer. Hy was my broer. En ek is baie lief. Ons kon vir ure gesels het oor rekenaars en IT dinge, waarvan ek partykeer nie eens kop of sterk het gemaak het nie. En hy was nie vir musiek. Enige musiek. Voor alles het mense oor vriend hoe die jooste geskryf is of gespeel is. En vandag, hier in hierdie gebouw met sy fancy sitplekke, sy mooi matte, wat ons vir die laaste keer van hom afskeid neem. En my hart is seer.
Elke keer as ek na een van sy fotootjies kyk, dan breek my hart op in 1000 stukkies. Ag, as ek tog maar net nog een keer met hom gesels. Vir hom sê, Boetie, is lief vir jou. Ek was altyd baie lief vir jou. En in my hart sal jy nie Boetie bly. Die lewe was hard en jou lyding was groot, maar jy is nou vir altyd daarvan verlos. Die dood het jou van ons weggeneem, maar jou herinnering sal altyd by my bly, my broer. Ek genoem is. Vir elkeen van julle wat vir hom geken het, aanvaar het en lief gehad het. Vir elkeen wat iewers op sy lewenspad vir hom goed was. Vir elkeen wat bereid was om 'n oomblik om af te staan, wil ek net vir ons sê dankie. Dankie vir julle goedhartigheid. En julle goedhartigheid. Ja, kon nou hier en sy is nie so nie. Maar ek sal graag wil sê, julle kan ons sê goed lief vir julle. Jy was verskriklik trots op julle gewees. Iemand in sy lewe was vir ons gewoon, soos daai 2 dogters, en jy nie Rudy. Ek is jammer oor julle verlies. Ek weet julle weet hoe lief wat julle was. Julle moet nie moet opgee nie. Gaan voort. Ek weet julle lewe soos jy graag wil gehad het julle moet. Leer hard, werk hard en maak 'n sukses van alles wat julle doen. Hierdie gedig het ek vir hom geskryf toe ek besig was om 'n boodskap te maak. Daar is 'n band. 'n onbreekbare een deur die lewe aan ons verweel. 'n band gesmeed deur DNA en moedersmelk. Daar die band se glans sal nooit verwelk. Jy broer van my is onlosmaaklik deel van my en ek het jou broer lief gehad, oprig en bly. Nou is hy weggeruk van ons deur die dood. Ons harte is geskeur in nood. Maar die lyding op aarde is nog verby. Ons sal die ligtoerusting kry. Ons sal dit nooit vergeet nie. Dankie vir geluister. Die brief hierso van Jakes en Joan af. Ek lees hom vir julle. Boeta, dankie vir al die jare dat ons saam was en groot geword het en dinge aangevang het. Boeta, jy was daar in tye wat ek afgevoel het en moed ingepraat, saam met my gebid het. Ek gaan baie mis, Boeta. En onthou, ek sal altyd lief bly vir jou, tot ons weer ontmoet, my Boet. En dan van Joan af Swaar, baie dankie, dat ek jou kon ken vir 'n paar jaar. Ek gaan jou net so baie mis, vir al jou grappe, en lag, en tergees, wat jy gehad het. Swaar, gaan jou baie mis. Brief van Jan, Theresa, Shalai. Liewe Lof, ons het mekaar nie baie lang geken nie, maar vir 2 jaar, elke dag, ons helder gemaak. Dankie dat jy ons altyd maar glimlag het, wanneer jy gesien het, ons gaan deur 'n moeilike tyd. Dankie dat jy altyd bereid was om 'n helpende hand te wees. Rustig van Jan, Theresa en Shalai. Liefde ons bij een is. Die was op zo'n nieuws. En toen denk ik dat maar blijf. Geen misschien niet. Niet gewoon het zingen danken.
voordat later, so lang tyd saam met te kom wees. Om nie vir jou sien vermoorde, Lisa, jy is so, en jy is so goed vandag, en kyk af van ons. Ons het jou baie lief. Het is baas, wat sien en sien, as ons maar niet genoeg moet wees. Ons het jou